2 Samuel hoofstuk 6. En Dawid het 30 afdelings van 1000 man, die bestes van Israel, bymekaar geroep. Toe vertrek hy met al die manne na Baala, wat ook Kirjat Jearim genoem word, in Juda. Hulle het gegaan om die ark van God, waaroor die naam die Here, die Almagtige van die leerskare, wat troon oor die gerubs, uitgeroep is. Die ark van God is uit die huis van Abinadab, wat op die koppie was, gedra, en op 'n splinternuwe wa gesit. Abinadab se 2 seuns, Ussa en Ahio, het die wa gedryf. Die ark van God was bo op die wa, en Ahio het voor die wa met die ark geloop. Al die Israeliete was saam met Dawid baie vrolik, en hulle het op allerhande musiekinstrumente gespeel in die teenwoordigheid van die Here. Daar was liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale, alles gemaak uit sipreshout. Daar by die dorsvloer van Nagon het die osse gestruikel. Toe steek Ussa sy hand uit om die ark van God te stit. Onmiddellik het die Here se toorn teen Ussa opgevlam, en Ussa is daar deur God getref vir sy gebrek aan respek, en hy het langs die ark van God gesterf. Dit het Dawid ewig ontstel omdat die Here 'n skeer aan Ussa gemaak het. Daarom het hy daardie plek Peres Ussa, wat Ussa se skeer beteken, genoem. Tot vandag toe is dit die plek se naam. 'n Ewige vrees vir die Here het daardie dag oor Dawid gekom, en hy het gesê: "Hoe is dit moontlik dat hierdie ark van die Here ooit na my huis kan kom?" Dawid het geweier dat die ark van die Here na die stad van Dawid geneem word. Hy stuur dit toe na Obed-Edom, wat van Gat afkomstig was, se huis. Vir 3 maande het die ark van die Here in die huis van Obed-Edom, die man van Gat, gestaan, en sy huishouding is deur die Here geseën. Koning Dawid het toe 'n boodskap ontvang. Die huis van Obed-Edom en alles wat hy besit, is geseën deur die Here omdat die ark van God daar gestaan het. Toe het Dawid die ark van God met groot vreugde uit die huis van Obed-Edom geneem en dit na die stad van Dawid gebring. Daar is 'n bees en 'n vetgevoerde kalf deur Dawid geoffer toe daar 6 stree geloop is deur die draers van die ark van die Here. Dawid het 'n linne skouerkleed aangehad en het vrolik in die teenwoordigheid van die Here gedans. Met vrolike uitroepe en die geblaas op ramshorings is die ark van die Here deur Dawid en die Israeliete na die stad gebring. Michal, die dogter van Saul, het by die venster uitgekyk en gesien hoe die ark van die Here die stad van Dawid binnekom. Sy het Dawid in haar hart verag toe sy sien hoe hy in die teenwoordigheid van die Here rondhuppel en dans. Dawid het 'n tent vir die ark van die Here laat opslaan en hulle het toe die ark daarin neergesit. Daarna het Dawid brandoffers en dankoffers in die teenwoordigheid van die Here gebring. En Dawid het die volk in die naam van die Here, die Almagtige van die leerskare, geseën nadat hy klaar was met die brandoffer en die dankoffers. Daar is toe aan elke lid van die Israelitiese volk, mans sowel as vroue, 'n broodkoek, 'n stuk vleis en 'n rosinekoek uitgedeel. Daarna is almal terug huis toe. Michal, die dogter van Saul, het Dawid tegemoet geloop toe hy gekom het om sy eie huisgesin te seën. Toe sê sy vir hom: "Kyk net hoe eerbaar het die koning van Israel homself vandag gedra. Hier voor sy slavinne en sy dienaars loop hy naak rond soos 'n mens wat geen skaamte het nie." Toe sê Dawid vir Michal: "Ek het gedans voor die Here, wat my bo jou pa of sy huishouding gekies het as leier van Israel, die Here se volk. Ek sal vrolik wees in die Here se teenwoordigheid. En dis nie al nie. Ek ag myself nog geringer. Dit maak nie saak hoe laag ek in jou oë gedaal het nie, maar in die oë van hierdie slavinne sal ek geëerd wees." Tot en met die dag van haar dood het Michal, die dogter van Saul, glad nie kinders gehad nie.